Kom ons sluit die oë. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie vir nog 'n geleentheid om op hierdie Sabbatmôre by u voete te kan kom sit. Here, ek vra dat u nou met elkeen van ons sal wees, Here, waar ons na u woord gaan luister, Here, met die boodskap wat u vir ons het. Asseblief gaan met diegene wat nie hierso is nie, Here, waar ook al hulle mag wees, wat ook al die omstandighede mag wees hulle naby. Amen. Nee, ek dink hy sal dit opmerk. Nee, dit is reg. Ek vra dat julle sal saam blaai na die skriftuurlesing vanoggend, Romeine 6, vers 12 en 13. Hulle gaan hom op die bord ook vir julle opgooi. Romeine 6, vers 12 en 13. Ek lees uit die nuwe vertaling. Dit sê vir ons die volgende: Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle geskrifte, van julle sterflikse aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om die goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die Here seën sy geleesde stel. Om ons verrigtinge dan nou vanmôre voor te sit, broers en susters, gaan ons saam sing van lied nommer 368 in Afrikaans. Ons gaan nou oorgaan om te kniel. Kan ek net die hande sien vir stil versoeke? Kom ons gaan oor aan gebed, en diegene wat nie kan kniel nie, kan my net so in die bank sit. Liefdevolle God en Hemelse Vader, o Here, ons slaan ons oë op na U daar bo in die hemel vanmôre. O Here, ons het baie om voor dankbaar ook te wees. Baie dankie vir die afgelope week, Here. Baie dankie dat U ons gelei het, ons kraag het, behoed en bewaar het, Here. O Here, ons wil vir U ook baie dankie sê dat U met hulle was wat by 'n oop graf gestaan het hierdie week. Ons dankie
vir so baie wat baie siek was. Dankie Here dat U hand van genesing oor ieder en elke kind van U hou, Here. Ons wil baie spesiaal bid, Here, vir hulle wat vir U lief en dierbaar is, hulle wat geanker is in U, Here. Met die wag en ook met die verwagtinge, Here, dat U gaan kom binnekort. Here, wil U gee dat ons sal volhard in ons geloof tot daardie dag wanneer ons U gaan sien en gaan hoor op die wolke. Here, ons wil in besonder dan nou vanmôre baie spesiaal bid aan vir dan die Deedrey Heinz wat in die hospitaal is, wat hartversaking gehad het, wat ook 3 bloedklonte het, Here. Ons bid vir haar in besonder, dat U hand van genesing oor haar sal hou. Ons bid ook in besonder vir Karl en Maureen hulle en Sean, wat as familie by haar is, Here, en haar besoek. Ons, waar sy nog steeds in ICU is, bid ons en ons vra, Here, dat U in besonder haar sal aanraak, sodat sy ook binnekort weer sal herenig hierso saam met ons, Here. O Here, ons wil baie besonder bid ook vir ander wat siek is. Ons wil bid vir ander wat miskien vir een of ander rede hartseer is. Here, ons het almal maar baie uitdagings van jou lewe. Maar ons dankie, Here, dat ons maar net na U toe kan uitreik, sodat U ons sal lei om oor ons uitdagings te kom, deur dit te kan kom. Here, dan wil ons ook nog vanmôre besonder bid vir dan die Ans, die Toyele, met die afsterwe van hulle seun, van die seun Pieter, wat die begrafnis al reeds afgehandel is. Ons bid vir hulle as 'n familie, vir Lenet hulle en Marita en die res van die familie, Henny, die seun, dan die Ans in besonder, Here. Ons vra dat U nog steeds U hand van vertroosting ook oor hulle sal hou. Ons bid vir ons eie leraar Jan en sy familie, ons bid vir ons ander, jy weet, ons wêreldse herders, ons eie wêreldpresident, Here. Ons bid vir ander presidente, ander leiers van die kerk. Ons bid in besonder vir U kinders, nie net reg oor die land nie, maar reg oor die wêreld en ook in die oorloggetuisterde gedeeltes, Here, bid ons, waar daar moeilike omstandighede is. Maar Here, dan dank ons U dat ons nog in veiligheid U naam kan aanroep en ook in veiligheid U kan aanbid, Here. Wil U dan nou vanmôre besonder met U aangaan, waar hy vir ons die brood van die lewe sal bring. Wil U sy lippe aanraak, sodat hy die woorde van U sal spreek, Here. Ons vra ook, Here, dat U van sitplek tot sitplek sal gaan, dat U elke hart aanraak, en in besonder wil ons ook die hande wat gereis is, met stil versoeke, wil ons aan U opdra vanmôre. Ga met ons in besonder vanoggend. Amen. Ons sal dan nou vra vir die diakon, diakonesse, om vir ons die offergawes op te neem, asseblief. Kom ons sluit net die oë. Hemelse Vader, o Here, ons het hierdie week kon werk en van ons kon op 'n ander wyse 'n inkomste verdien het, Here.
Maar Here, ons bring dan nou vanmôre 'n baie klein gedeelte waarby alles eintlik maar aan U behoort, bring ons terug na U toe, Here. Daarom vra ons, Here, wil U hierdie tiendes en hierdie offergawes vanmôre, Here, wil U dit seën, wil U dit vermenigvuldig, Here, sodat U werk hier op aarde klaargemaak kan word. Want Here, ons wil graag huis toe gaan. Amen. Ons gaan dan nou verder sing van lied nommer 370 en number 370. Julle sal my verskoon as ek so nou en dan hierdie parra uit my keel moet haal. Ons hele huisgesin sukkel met lekker sinus en neus loop en ons blaf vir mekaar daar by die huis. So nou en dan gaan ek maar net die parra moet uithaal as hy so begin breek. Ek wil graag net weer die eerste deel van ons skriftuurlesing lees. Romeine 12, 6 vers 12. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Ons huisgesin se week het nogals met 'n tragedie begin. Maandagoggend om en by so 12 uur bel oom Ben my. Hy sê vir my een van ons honde
het in die huis ingekom en een van ons katte beet gekry. Nou ons almal het diere, troeteldiere by die huis. Mense raak nogals lief vir hierdie goeters. En ek reël gou vinnig dinge by die apteek en ek haas myself huis toe met die hoop dat ek die kat kan in die kar laai en veearts toe vat, dat die veearts iets kan doen om die kat te help. Ek stap by die huis in en op die agterstoep en in die kombuis kan ek sien hier die geveg nou plaasgevind. En ek stap toe om die draai daar in die gangetjie af waar die katte se kosbakkies is en ek sien daar lê Missy. Doodstil. En ek haas myself nader met die hoop om te sien, haal sy nog asem, is daar nog ietsie wat ons kan doen. Maar daai lyfie is stokstyf en doodstil. En Missy is nie meer nie. Onmiddellik is ek hartseer. En kort na die hartseer volg die kwaad. Want ek vra nou by myself af, hoe het dit nou gebeur? Is dit Missy se skuld, dat sy nie vinnig genoeg weggehardloop het, of hard genoeg terugbeklei het nie? Is dit Max, die hond wat nou ingekom het, se skuld, dat hy in die huis ingekom het en die kat gejaag het? Hond bly hond. Of is dit die tuinier se skuld, dat hy nie die agterdeur toegemaak het, toe hy die sleutel geberre nie? Of is dit die bediende se skuld, wat nie seker gemaak het die deur is toe die tuinier weg is nie? Hierdie vraag speel in my kop af. En die toneel speel in my kop af. En ek probeer uitmaak wat presies het hier gebeur. En wie se skuld is dit nou eintlik? En net met dit besef ek, ongeag wie se skuld dit is, Missy is dood. En dit is waar ek my tema van my preek gekry het. Wie se skuld is dit nou eintlik? Ons lewe in 'n tydperk waar die wêreld op sy kop gedraai is. Waar die norm sonde is en godsdiens is taboe. Ek dink dit was net gister of eergister sien ek 'n berig in die Observer waar hulle met 'n meisie praat wat studeer en waar as hulle uitgaan as vriende dan sê sy vir hulle nee ek drink nie alkoholiese drankies nie en waar met haar gespot word. Sy's 'n ou vrou met 'n nat broek. Sonde raak al hoe meer en meer die norm. En om nie te sondig raak al hoe meer en meer uitdagend. Al hoe moeiliker, want ons is in hierdie wêreld. En sonder dat ons dit soms besef, raak sonde al hoe meer en meer deel van ons lewens. En omdat dit al hoe meer en meer van ons deel van ons lewens raak, begin ons al hoe meer en meer dit regverdig. Of ons sondes probeer verdedig, of eis ons dat ons eintlik die slagoffer is van hierdie sonde wat ons nou gedoen het. En so kom die vraag in my kop op, wie se skuld is dit nou eintlik? As ons dink aan ons mense natuur,
10 jaar terug, 50 jaar terug, 1000 jaar terug, 6000 jaar terug. Het dit verander? Kom ons kyk wat gebeur het in die tuin van Eden. God skape vir ons 'n wêreld, 'n volmaakte, perfekte wêreld. God skape al die diere, volmaak en perfek. En God skape die mens, volmaak en perfek. Ons dien 'n God van liefde, en God is liefde. En hy skape ons, die mens, met ons eie vrye wil. Genesis 2 vers 16 en 17 sê vir ons: Die Here God het die mens beveel: Van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Daar was streng gesproke net een reël: moet nie van die vrug eet nie. En die duiwel het sy geleentheid gesien. Die Satan verlei vir Eva, en hy kry dit reg dat sy die vrug eet. Eva gaan na Adam en oorreed hom om saam met haar die vrug te eet. En daar gaan hulle oë oop, en hulle sien die sonde wat hulle gedoen het. Genesis 3 vers 8 sê vir ons: Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel, teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Vers 9. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: Waar is jy? En die mens antwoord: Ek het u oorwandel in die tuin, en ek het bang geword, want ek is kaal, en ek het gaan wegkruip. Met dit vra God vir hulle: Hoe het hulle te wete gekom dat hulle kaal is? En hy vra hulle: Het jy tog nie van die boom geëet, waarvan ek jou verbied het om te eet nie? En hier skop die mensenatuur in. Wat is die eerste ding wat Adam doen? Dit was sy, dit was nie ek nie. Eva het my oorreed om die vrug te eet. God kyk na Eva. En wat is die eerste ding wat Eva doen? Dit was die slang. Dit was nie ek nie. Ek is die slagoffer in hierdie verhaal. Nou, wie se skuld is dit nou eintlik? Ons kom by die Israeliete, waar hulle uittrek uit Egipte uit, waar Moses hulle verlos van die farao deur God se leiding en sy krag. Hulle is sterk op pad na Kanaan, die beloofde land wat God hulle wou gee. Hulle trek tot by die berg Sinaï, en God beveel Moses om op te kom na die berg, sodat God vir Moses instruksies kan gee van hoe hy die volk moet lei, die 10 gebooie, hoe hy die tabernakel moet bou, en wat alles gedoen moet word, ten goeie van God se volk. Moses was vir 'n lang tydperk weg gewees, en die volk het na Aaron gekom en gesê: Maak vir ons 'n God wat ons kan lei. Hulle vorder toe al die goud in, en hulle maak 'n goue kalf om te aanbid. Moses kom van die berg af, en hy sien wat daar aangaan en vra vir Aaron: Aaron, wat gaan hier aan? En wat is die eerste ding wat Aaron doen? Hulle, die volk, het hulle goud vir my gegee
en gesê, bou vir ons 'n God om te aanbid. Ons kom by koning Saul. Saul is op pad om oorlog te gaan voer teen die Amalekiete. Samuel sê vir Saul die volgende, en ons lees dit in 1 Samuel 15 vers 2. So het die Here die Almagtige gesê, ek het nie vergeet wat Amalek Israel aangedoen het nie, hoe hy Israel teengestaan het, toe hulle uit Egipte getrek het. Gaan verslaan nou vir Amalek, jy moet alles wat hy het om die lewe bring. Jy mag jou oor hom nie ontferm nie. Jy moet manne en vroue doodmaak, kinders en suigelinge, beeste, skape, kamele en donkies. Saul het nie gedoen wat God van hom verwag het nie. Hulle het die mooiste kleinvee en die grootvee uitgehou om saam te neem. Toe hulle terugkom, hoor Samuel 'n geblær. En hy vra vir Saul, waar kom hierdie kleinvee en grootvee vandaan? En wat is die eerste ding wat Saul doen? Dis die goed wat die manskappe hier aangebring het. Dit was nie ek nie. Geliefdes, die wederkoms kom nader. Elke dag wat verbygaan, elke week wat ons omwens, elke maand wat ons agter ons sit, en elke jaar wat verbyvlieg, is 'n stappie nader aan die wederkoms. En die duiwel weet dit goed. Die duiwel het sy mes in vir ons al van die begin van die mens af. En nou, soveel meer van die tyd is soveel minder. In die Bybel het Satan dit in sy kop gehad en geglo, hy het die oorhand. Want kyk hoe afvallig het hy die wêreld gemaak. Totdat God sy enigste seun gestuur het. Jesus kom aarde toe as mens en hy sterf vir ons sondes. En soos wat die Engelsman sê, the penny dropped for the devil. Ek is nie seker of die duiwel nog steeds dink hy gaan wen nie, of dat hy besef dat he's fighting a losing battle. En nou meer as ooit wil hy soveel as moontlik mense saam met hom vat. Hy gee nie om wat die mensdom doen nie, solank hulle God net nie aanbid nie. En ons kan dit sien. Ons kan sien met die tyd wat aangaan, hoe die wêreld al hoe meer en meer agteruit gaan. Maar in hierdie laaste paar jare is dit asof dit al hoe vinniger en al hoe erger raak. Ek kan maar net getuig van my eie lewe, wat ek waarneem in hierdie 38 jaar wat ek al op die aarde is. En in die laaste 5 jaar, dink ek, het ons nog nooit die wêreld so erg gesien nie. Sonde raak vir baie mense nie meer wit en swart nie. 'n eenvoudige voorbeeld. Wie van ons ry 60 in 'n 60 sone? 120 in 'n 120 sone? Wie van ons stop by 'n stopstraat? Of slek af as die lig oranje slaan, of sit ons maar voet in die hoek en ons kyk of ons daai robot kan vang? Wie van ons betaal belasting? Dit klink elementêr, maar die Bybel sê tog vir ons in Romeine 13 vers 1, elke mens moet hom onderwerp aan die owerhewe
owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immer geen gesag wat nie van God kom nie, en die owerhede wat daar is daardeur beskikking van God. Ons kan argumenteer, hoe kan God laat die wêreld so agteruit gaan? Maar daar's 'n plan vir alles. En ons moet nooit God se oppermag onderskraag nie. Wie van ons hou onsself besig met ons selfone op 'n Sabbatmiddag? Ek kyk nie TV nie, want ons doen dit nie op Sabbat nie. Maar ons spandeer ure op ons fone. Ek is besig om hierdie afgelope ruk die Groot Stryd te lees. Ek lees die Engelse ene, want ek lees vir myself vinniger in Engels as in Afrikaans. Ek dink is my ma se skuld, want sy het laat ons Engelse boeke lees, want sy het van Engelse boeke gehou. En ek lees hoofstuk 32, The Snares of Satan. En met die hoofstuk wat ek lees, besef ek, ons is in die moeilikheid. Op bladsy 519 sê dit die volgende: Satan well knows that all whom can Satan well knows that all whom he can lead to neglect prayer and searching of the scriptures will be overcome by his attacks. Therefore, he invents every possible device to engross the mind. Wanneer dit kom by sonde, is ons soos verlore kinders in hierdie wêreld. En ons wil soms nie gevind word nie. Ons wil vir die God van die Here wegkruip, want ons weet ons is naak. En soveel keer, wanneer ons moet antwoord, wil ons die vinger wegwys en sê, dit is nie my skuld nie. Sonde het al so deel van ons lewens geword, ons sien nie meer wit en swart nie. Ons sien nie meer so maklik, ons kan nie meer so maklik onderskei tussen ja en nee nie. En dit maak my baie bang. Ons vaar in hierdie sondige wêreld in. En ons raak nie net in hierdie wêreld nie, maar ons begin deel van hierdie wêreld word. En voor ons oë oopmaak, gaan ons nes die verlore seun in 'n varkkraal sit. Is dit die einde vir my en jou? Sit ek en u vandag hierso, waar ons als glimlag buite is, maar binne is ons harte en ons verstande in 'n varkkraal. So ver weg voel ons dat daar nie 'n uitkomkans is nie. Ons voel verlore soos die verlore seun. Maar wat het die verlore seun gedoen? Wat het die verlore seun gedoen? Hy het tot inkeer gekom en hy het gesê, my pa het soveel dagloners en hulle almal het oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, Ek het teen my God en teen my Vader gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Toe die verlore seun sy sonde voor hom sien, was die eerste ding nie gewees,
jy nie. Hy het gesê, ek het gesondig. Dit was my keuse gewees om verkeerd te doen. Terwyl hy daar sit en terugkyk na sy lewe, en hy sien waar hy nou is, en hy vra, wie se skuld is dit nou eintlik? Besef hy, dis niemand behalwe sy eie. Toe hy nog ver aangekom het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werkmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger, en trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ek het hom teruggekry. Daar is altyd hoop, wanneer ons swakhede raak sien, en ons voor God se voete sit. My hemelse Vader weet nie hoeveel engele nie, en hulle almal het oorgenoeg liefde. En hier sit ek, en ek vergaan van eensaamheid in hierdie sondige wêreld. Ek en u, moet soos die verlore seun dadelik terugkeer na ons hemelse Vader en ons sondes bely. Ons self neerlê aan die voete van die Heilige Heiland en op sy genade vertrou. En wanneer God ons sien aankom, gaan hy ons tegemoet hardloop. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat nie seker is nie, maar elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Sonde is niks niets in hierdie wêreld nie, en ongelukkig gaan ons nie van sonde af wegkom nie, maar ons het 'n keuse. Ons kan kies watter besluite ons maak. Maak nie saak wie of wat ons verlei nie. Die keuse bly myne en die keuse bly u se. En hoe gaan ons? En hoe gaan ons lewens terugbring na waar ons weer maklik kan onderskei tussen reg en verkeerd? Waar ons nie meer in die grys area wil leef nie. Ons moet beoefen dit wat die duiwel aanval. Satan well knows that all whom he can lead to neglect prayer and searching of the scriptures will be overcome by his attacks. Bid en bestudeer die woord, sodat ons nader en nader aan God kan beweeg, dat ons sondes kan raak sien en dit voor die Here se voete kan neersit. En dat ons die wederkoms kan nader haas, sodat wanneer God ons kom haal en ons opgaan na die hemel toe, en ons by die hemelse Vader kom en ons vra vir die Here, God, wie se skuld is dit nou eintlik?
God sal glimlag en antwoord, van nou af, maak dit nie meer saak nie, want Jesus het klaar die prys betaal. Amen. Ons gaan nou saam staan en saam sing lied nommer 348. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons is swak en ons is verlore. Help ons om te besef dat sonder U gaan ons nêrens kom nie. Help ons om te besef dat daar altyd kans om gered te word. En dat daar geen beter tyd is as nou. Help ons om bidtend te bly, Here. Help ons om die woord te bestudeer, om nouer na U te kan, aan U te groei, om ons verhouding met U te versterk, en die wederkoms nader te aas. Amen.